Ja, is 'n voorreg om hier te kan wees. Hulle sê een van die drome wat by 'n mens gebeur, wat nog 'n gereelde droom is, die ou staan kaal in die ry by die bank. Ek weet nie of jy al so 'n droom gehad het nie. En ja, jy word wakker met 'n gedagte van van half verleentheid of ek weet nie, ek het nog nooit die droom gehad van kaal staan by die bank nie. Maar weet jy ook vanaand voel? Want jy sien power is 'n kragtige woord, die krag van die Here, power. Maar as jy dit in Afrikaans vertaal, is dit power. En dis hoe ek voel. Want as dit nie, as Jesus nie, ons Here Jesus, ons Here, nie vanaand in ons harte werk nie, gaan dit power wees. Baie power. Weet ek het die begin, die eerste aand, toe loop ek met die microfoon weg. Toe trek ek hier verby Gainesville. En toe voel ek so al verstaan, dalk word ek nog opgeneem, dat ek vir die Here, toe draai ek dadelik om en kom terug. Verstaan, ek is net een van die mense wat 'n vermoë het om iets verkeerd te doen en teleur te stel. Of weet jy wat sê die woord, niemand wat sy verwagting in hom stel, sal teleurgestel word. En as ons vanaand 'n bietjie saamtrek na wat ons hier gedoen het in die laaste paar aande, dan is dit my gebed om te sê, kom stel net ons vertrou in die Here Jesus, want dan gaan hy u ontmoet, en dan gaan ek is soos 'n ou voel wat kaal staan in die ry by die bank. So kom ons bid net saam, draai na iemand toe langs u, en sê net vir die Here, Psalm 65 sê, die Here berei die land voor, en hy berei die saad voor. En dis wat ons nodig het, dat die Here sy saad in ons harte, die land, in ons hart sal voorberei. Kom ons draai na die Here toe, kom ons vra vir hom, dat ons verwagting van hom stel, want dan gaan ons nie teleurgestel word. Ons bid net. Ja, almal sommer so, draai na mekaar toe, sê dit vir die Here, asseblief. Vader, maar net sê dat die verskil tussen power en power lê in u aanraking, lê in u krag en lê in die Heilige Gees. Ons glo in u Gees en ons glo dat u ook vanaand u self wil verheerlik. Want aan u behoort, Here Jesus, die lof en die eer en die aanbidding en die dank. Aan u en aan u alleen. U deel u eer met geen mens nie en ons eer u naam. En ons verlange is dat u ons visie net helder sal maak van u. En ons verwagting, Here, dat ons verwagting soos die Emmausgangers opgewonde sal wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Jy het reg geraai, ons is by Johannes 12. Ons is by Johannes 12 en vandag gaan ons kyk na die vrou van Betanië, soos wat ons heeltyd gekyk het, Maria die vrou van Betanië, maar ons gaan kyk na Betanië. Creating Bethanies. Want Betanië is die plek waar Jesus gaan rus. Telkens word daar gesê, hy het teruggegaan Betanië toe om te gaan rus. Creating Bethanies. So ons lees en ons gaan hierdie verhaal wat ons so nou bekend is mee, gaan ons lees en dan gaan ons kyk Lukas 10, waar daar ook 'n maaltyd is in Betanië. En ons gaan net oomlik die twee langs mekaar sit. Right, ons is 12 vers 1, Johannes. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom waar Lazarus was, wat dood gewees het en hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd gehou. Die maaltyd was vir hom gehou. En Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam aan tafel was. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is gevul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai,
Waarom word hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld vir die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Toe sê Jesus, laat staan daar, sy dit bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes sal altyd by julle wees, maar my het julle nie altyd nie. En die groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was en het gekom, nie alleen terwille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien, wat hy uit die dode opgewek het. En die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring. Hulle het klaar besluit om Jesus om die lewe te bring, maar ook vir Lazarus, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan het en in Jesus geglo het. En dan lees ons Lukas 10, 'n ander maaltyd, maar ook Lukas 10 vers 38, ook wat plaasgevind het in Betanië, ook waar Maria is. Luister mooi, hy sê, en toe hulle op reis was in 'n sekere dorp, het hulle vrou met die naam Martha, het hom in haar huis ontvang. Martha. En sy het 'n suster gehad met die naam Maria, en die het by Jesus se voete gesit en na sy woord geluister. Martha was baie besig en het alles klaargemaak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê vir haar dat sy my moet help. En Jesus sê die bekende woorde, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Die een ding is nodig en Maria die goeie deel uitgekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Ons ken daai gedeelte. Right, en ons kyk 'n oomblik voordat ons na hierdie gedeelte kyk in Johannes 12 as 'n prentjie van hoe moet die kerk van Jesus lyk in 'n stikkende besige wêreld wat aanstorm en voortgaan. Want die 7 punte wat by die kerk aanwesig sal wees en wat ook in hierdie gemeente aanwesig sal wees en in die kerk van Jesus. Maar ons kyk 'n oomblik eers wat in Betanië gebeur het voor dit. Jesus was al in Betanië, hy was by hierdie vriende se huis. Dit is nie dieselfde huis van Johannes 12 nie. Nee, dis Martha en Maria se huis. Johannes 12 se huis is nie, hulle nie, is net in dieselfde dorp, Betanië. En daar word eers gesê, is Martha het vir Jesus na huis ontvang. Die ware kerk ontvang Jesus altyd in hulle huise. Nee, dit is net so in die verbygaan. Ons kry Martha en Maria se episode. Ons ken dit. Jy ken, wie is Martha's hier en wie is Maria's? Julle ken die boodskap oor Martha's en Maria's en jy weet aan die voete van Jesus sit en ons het gister gekyk na Maria wat in pas gebly het met Jesus omdat sy aan sy voete gesit het en bly luister het. En Martha was die een, daai woord wat daar gebruik word in die Grieks is sy's gefokus op 'n klomp goed. Sy's besig om te multitask. Ken jy multitask? Jy's besig om jou tande te borsel en jy's besig om die kos warm te maak en jy's besig om die toebroodjies te smeer vir die dag en jy's besig om jou skoene aan te trek. Alles dit en dit. Dis wat Martha is. Sy's bedeel en sy's gefokus op 'n klomp goed en die Here sê nee Martha, vir jou om in pas te gaan kom, gaan jy moet begin fokus op my. Okay. En dan kry ons hierdie gedeelte wat ook in Betanië gebeur het, wat ons later gaan kyk is, net voor Jesus, of net na Jesus se intog in Jerusalem, dan gaan hy terug na Betanië toe en dan ken jy die storie, dan vloek hy die vyeboom. Ons gaan vanaand daarna kyk. Want Betanië is 'n beeld van die plek van rus, wat die kerk moet wees. In 'n wêreld, wanneer Jesus na die massas kyk, en Jesus kyk en dan sê hy, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, almal wat swaar dra, wat godsdiens geslag het. Want Jesus kyk na mense daar in Matteus, wat deur godsdiens geslag is. Jesus kyk na mense wat verlore is sonder hom. En hy dink, julle dra verskriklik swaar. Hy sê, kom na my toe, want ek wil rus gee. Die kerk van Jesus moet 'n Betanië wees, waar mense kan rus. Okay, so dis waar ons vandag gaan kyk. Ons gaan vinnig begin met 7 punte in die maaltyd in Johannes 12, want Johannes 12 se maaltyd, en dit lees jy nie dadelik nie, dit moet jy net sien as jy langs mekaar sit, is 'n beeld van hoe lyk die ware kerk.
Hoe sal dit werk ook in EMC? Hoe lyk die ware kerk? 7 punte. Ons gaan vinnig daardeur hardloop, want en dan gaan ons kom by Betanië. En dan gaan ons vertrou dat die Here met sy rustige lieflikheid in ons harte sal werk. Okay, so die eerste ding wat by die maaltyd in Betanië was, wat ons nou so na gekyk het, is die Bybel het gesê, ons het elke aand gelees, dit was vir hom die maaltyd gehou. Die kerk van Jesus draai om hom, oor Jesus Christus. Hy is die hoof, hy is die enigste hoof, en hy is die een wat behaag moet word. Weet jy, iemand vertel vir my, dit was 'n persoon wat in 'n lofprysingsspan was. Nou, julle mense wat nou so lofprysing lei, want mense dink dan aan hulle self van, was dit nou goed vandag? Ander ouens sê, nee, was my vorige keer was dit nou vir my beter as vandag. Het julle al dit gehoor al? Vir al die mense wat hou van koordans. Nee, want partykeer dan verstaan, dan voel jy die musiek beweeg jou vandag. En ander kere nie, het was 'n man daar in my straat. Hulle het bome gesny vir City of Cape Town. Toe stap ek aan na die man toe. Ons stap af verby gesels en hy sê toe iets. Ek sê maar is jy 'n kind van die Here, want ek is 'n kind van die Here. Ons begin gesels en net dan nooi hy my na hulle gemeente toe. Hierso in Bellville. Hy sê maar dit is op 'n Sondag in 'n sekere tyd. Ek sê maar my broer, ek sal graag al by julle 'n draai maak. So gaan ek toe nou dat die gemeente toe, net om 'n bietjie daar saam met hulle te wees. Dit is nou lekker. Daar's sommer so agter in 'n garage, daar's omtrent so 40 mense daar, maar die man het 'n keyboard. Hoor jy so dit 'n keyboard? En ons is nou net daar begin in 'n somertyd. Toe dans ons aan daar in die rye in die mense. Nou moet jy al weet, ek is so 'n ou wat jy weet, ek het 'n besem ingesluk. Ek kon niks ritme nie. Nou so ek ook maar daar agterna. Verstaan? En toe ek so die tweede keer toe ek nou agter hierdie voorganger, die ou met die keyboard te sterk. Toe as jy verbykom toe vee hy so die sweet af. Toe sê hy, hou hom op die 16 beat hoor. Hou hom op die 16 beat. Okay, so ek leer hom van 'n 16 beat. En dis wonderlik en 'n mens kan dit geniet. So lank as onthou, die kerk van Jesus is 'n maaltyd wat gaan oor hom. Hy moet behaag word. Hy moet behaag word. Dis 'n audience of one. Die kerk van Jesus draai om hom. Die maaltyd is vir hom. Tweede, ek gaan net die vinnige 7 punte, dis alles daar in die teks, jy wees, dit is nie. En wanneer ons gemeente wil wees in hierdie tyd, in 2026 in Suid-Afrika, dan gaan dit oor hom. Gaan net oor hom. En alles anders gebeur, wanneer hy in die plek is, dan kom die Gees van die Here, want die Gees van die Here wil Christus oplig. Dis wanneer verlossing kom, want daar's geen ander naam waardeur ons gered kan word as die naam van Jesus nie. Dis wanneer daar heling kom, dis wanneer daar verandering kom, wanneer ons in sy beeld verander word. Right, so, die tweede punt is, Lazarus sit aan die tafel. Die gemeente van die Here is vol Lazarusse, wat lewend gemaak is. Dis wat wedergeboorte is. Hy het my lewend gemaak. Jy kan nie gemeente wees met 3/4 dooie mense nie. Wat bely, ja, ek glo Jesus gesterf aan die kruis, op die 3de dag weer opgestaan, ter helle neergedaal, en na 3 dae opgestaan, en hy sit aan die regterkant. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, dis waar. Maar as daai belydenis nie in jou hart gekom het en het jou lewend gemaak het nie, dan is jy deel van die dooie hout, en 'n ware gemeente is opgemaak van 'n klomp Lazarusse, wat hy lewend gemaak. En wat die wêreld nou kyk, want hulle weet nie, hoe kan dit gebeur nie, jy kan dan nie 'n luiperd, kan jy nie nuwe kolle gee nie. Maar hierdie man het dan hoe verander. Die ware gemeente van die Here fokus nie net op Jesus nie, dis 'n klomp mense wat hy lewend gemaak het, en dan moet ons mekaar vra, het Jesus jou al lewend gemaak? Want dan is dit anders. Dis nie perfek nie, jy is nie perfek nie. Nee, jy is nog in die liggaam van die sonde, jy het jou vlees en jou stryde en jy sukkel oor goeders, maar jou lewend gemaak. Weet jy wat, as iemand my kom vra en sê, ja broer, prys die Here, hy het my lewend gemaak. Ek is ook 'n Lazarus. Die gemeente van die Here is vol Lazarusse, wat hy lewend gemaak het. Eerste, het gaan oor hom. Tweede, Lazarus is aan die tafel. Derde, Martha's wat bedien. Maar het jy nou agtergekom, Jesus sê niks.
in Johannes 12 oor Martha se bediening nie. Onthou jy wat hy gesê het in Lukas 10? Hy het gesê, Martha, Martha, jy is besorg en verontreg oor 'n klomp goed. Maria het die regte ding gekies, maar hier staan presies dieselfde sin, presies dieselfde woorde. Martha het bedien en Jesus sê niks en hoekom nie? Want is bediening wat vanuit lewe vloei. Die opstanding maak die bediening dankbaar. Die gemeente van die Here is mense wat in dankbaarheid mekaar dien. Die so opgetel, die broers wat van Wellington af ry, 3 aande in 'n ry, om te kom dien. Want in 'n mens se teenwoordigheid hier om hier te sit, dien 'n mens. Julle kan nie weet wat dit in my hart beteken om dit te sien. Ek weet, verseker julle is hier om vir my te hoor nie. Dit gaan oor die diens aan die liggaam. Dis heeltemal anders as Lukas 10 se dien. Want Lukas 10 se dien het hy gedien om Jesus te beïndruk. En toe verstaan sy nie dat Jesus gaan aan en praat met haar suster, want haar suster sit by sy voete en sy kom staan, ek weet nie of sy hande op die heupe gehad het nie. Nee, maar jy kry so af daai gevoel. Sy dink, maar hierdie ding moet ons nou regstel. Want haar fokus van haar diens was nie om Jesus te bedien nie. Dit was op wat sy kon kry. Maar gediens na die opstanding. Die ware gemeente van die Here soek heeltyd om mekaar te dien. Die Bybel sê moet in nederigheid moet die een die ander hoor as jouself. Dien mekaar in liefde. Dis die gemeente van die Here. So 1, Jesus, die maaltyd gaan oor Jesus. 2, is saamgestel deur 'n klomp Lasarusse wat lewend gemaak is. 3, is hulle dien vanuit dankbaarheid. Dis alles hier. Sê, dis nie nuwe goed wat ek sê nou niks vir nie. Die 4de is aan die tafel. En hierdie is baie belangrik. Want ons sit nou hier aan 'n tafel. Julle gaan in die naweek wat kom aan die tafel saam sit. Die gemeente van die Here sit rondom die tafel vir die maaltyd vir Jesus. Hulle dien mekaar in liefde. Is lewend gemaak deur sy gees. En dan sit die mense saam met jou aan die tafel. En as jy nou gaan kyk na Johannes 11 vers 5, dan sê die Here, hy het vir Martha en vir Maria en Lazarus baie lief gehad. In Johannes 13, dan begin hy die hoofstuk, wanneer hy die disippels se voete was, dan sê hy, omdat hy sy eie hierdie disippels lief gehad het tot die einde toe, het hy hulle voete gewas. Hierdie tafel is saamgestel deur mense vir wie Jesus geweldig lief is. Die 4de deel van die ware kerk, dis mense wat na mekaar kyk en sê, dieselfde liefde wat my lief gehad het jou ook vrygekoop. Kyk na die persoon langs jy en sê, weet jy wat, dieselfde liefde van die verlosser, wat my hart oopgebreek het van 'n harde hart, het ook vir jou lief gehad. Net daarom sê, Paulus sê in Romeine 8, dan sê hy die volgende, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Galasiërs 2:20 sê, ek is saam met Christus sterwe nie, ek wat leef nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou leef ek in geloof deur hom wat my lief gehad het en sy lewe vir my oorgegee het. Die kerk van Jesus word gedefinieer deur een ding, ek word ook lief gehad deur hom. Sê my ding. Ons is 3 broers en 'n suster. My pa is nou al by die Here 5 jaar. En weet jy wat, ons het een ding gemeen, ek en my broers en susters. My een broer se herinneringe is anders as my pa se myne. My suster se is anders as myne. Ons herinneringe is anders, maar ons het een ding gemeen. My pa het ons lief gehad. Boef, hier sit my ma, ons lief gehad. Ons het dinge gemeen, ons lief. Dit maak dit anders. In die wêreld, dit maak dit ons anders oor my pa praat, want hy het ons lief gehad. En ek het daai getuienis in my hart. Die kerk van Jesus is mense wat langsaan lief gehad word. En wanneer ek met 'n broer en suster werk, dan weet ek, die Here is lief vir hierdie persoon. Verstaan, die Here het nie wit broodjies nie. Verstaan, ek moet reg omgaan, jy moet reg omgaan met my, ons moet reg omgaan met mekaar, want Jesus is lief vir ons. So die tafel van die Here, die gemeente van die Here bestaan uit 'n tafel wat berei is vir Jesus. 2, mense wat lewend gemaak is. 3, wat bedien uit liefde mekaar. En 4, met die getuienis het hy vir ons lief. Wie as iets in jou hart gebeur wanneer jy besef die liefde wat die Here vir jou het.
As iets wat beweeg in 'n mens se hart, nou kyk ek na 'n ander persoon, en dan dink ek, jy moet sag omgaan met hom, want Jesus is verskriklik lief vir hom. Nee, dis dan raak ek aan hierdie persoon, dan raak ek aan die appel van die Here se oog. Nee, dis hoe ons met mekaar omgaan, dis die gemeente van die Here. Hoe gaan 'n wêreld sien? Hoe lyk Jesus? As ons nie met liefde mekaar omgaan nie, wat Jesus sê in Johannes 13, aan julle liefde vir mekaar, gaan die wêreld weet dat julle my disippels is. Wat is die kenmerk van 'n gemeente? Die kenmerk van die ware gemeente is 'n liefde, die liefde van Jesus spoel na mekaar toe, want die persoon langs aan my is deur dieselfde liefde vrygekoop. Punt 5. Ek gaan nou baie daaroor praat. Punt 5 van die ware gemeente is die plek waar ek in aanbidding myself kan uitstort. Waar ek my 5 broodjies kan bring en my 2 visse. En ek kan sê hierso. Ek kan my beste bring hier. Ek kan kom wees. Ek kan saam met ander mense kom wees. Die Here sê ons moet nie alleen wees nie. Gemeente wees gaan al hoe meer onderdruk raak in die dag waarin ons leef. Weet jy hoekom? Want die hele wêreld wil sê individueel. Luister liewers na 'n dingetjie op YouTube, man. Het jy dit al gehoor? Iemand sê nou die dag vir my, nee wat, hy kan baie maklik, hy sê toch al so vir my, hy sê, toe maar, weet jy, ons het nou lekker na jou boodskap geluister in die bed, ek sê, maar dan moet jy opstaan, want die Here sê, jy moet nie by die byeenkoms mis nie. Want die gemeente is waar ons mekaar moet dien, dis waar ek my kruik bring, dis waar ek my uitstort, sodat daar geur kan kom. In ons dag wil mense dit nie hoor nie, want mense wil dit gerieflik, hulle wil dit op die TV kyk. Jy moet dit op die TV kyk nie. Jy moet ons voel. Die gemeente van die Here, dis wat sy kom doen. Sy kom bring haar beste hier. Sy doen nie dit in die binnekamer by Jesus. Dis wonderlik, sy kon dit gedoen het. Maar die Here skryf dit so, dat sy dit daar doen. Weet jy wat is die geur van Christus? Is wanneer ons onsself vir die Here Jesus saam met mekaar uitstort. Want wat 2 of meer in sy naam is, daar is hy in ons midde, en hoe moeiliker dit na die einde toe raak, gaan dit onder druk kom. En daarom broers, wil ek net sê, dat julle van Wellington af deur getuig vir my oor die gees van die Here wat in julle werk en in julle midde. Is regtig so. En ons moet dit kosbaar doen. Die gemeente van die Here is waar ons lewe uitstort. Ek het nou maar net 'n definisie van aanbidding geskryf. Aanbidding is die waardering vir Christus, wat ek bedien aan die Vader, deur ander mense selfloos lief te hê. In die midde van die gemeente. Aanbidding is 'n waardering vir Christus, wat ek bedien aan die Vader, deur ander mense lief te hê in die gemeente. Right. Dis die geur. Dis die lewe van Jesus. So die gemeente van die Here is 'n maaltyd wat gaan oor Jesus. 2. Dis 'n plek. Nou moet ek hom net self kyk. Wat was my tweede punt? Lazarus. Ek glo, dis hoe sleg is dit. Ek het nou vergeet. Ek het geweet ek gaan iewers 'n fout maak. Nie lank gevat nie. 1. Is aan Jesus bedien. 2. Lewend gemaak. 3. Bedien aan mekaar. 4. Liefgehê. 5. Geur wat uitstort. Aanbidding bring 'n geur. 6. Judas gaan altyd daar wees. Die gemeente van die Here gaan altyd 'n Judas hê. Ja, en ek dink oor myself, Here, het so volmaakte prentjie gewees, dit is nie so as nie. Maar dit is so. Jy weet, die duiwel mis nie een diens nie. Hy is getrou, hy mis nie een diens nie. Hy sal nie 'n diens mis in die wynstok daai kant nie, hy sal nie 'n diens mis in EMC nie, hy sal nie. Hy gaan daar kom en dan sê hy, het jy geweet, suster het dit gedoen? Kyk wat dit sy nou weer aan. Of wat ook al, ek weet nie hoe hy gaan kom nie, maar hy gaan daar kom, Judas is daar. Gemeente van die Here sal altyd 'n Judas hê. En nou kyk jy nou hoe Jesus vir Judas gehanteer het. Ek is altyd so gedink, dat die gemeente van die Here het vir Judas
Jesus het vir Judas hanteer op die manier wat jy nie kan glo nie. Die laaste maaltyd, voordat hy Judas uitstuur, dan kniel hy voor Judas en hy was sy voete. Hy kyk hom in die oë en hy sê, ek het gekom om te dien, en my lewe te gee as 'n losprys. Asof hy vir Judas sê, jy het nog een laaste kans. Jesus hanteer vir Judas so, dat wanneer hy vir Judas uitstuur, weet jy wat doen hy dan? Hy doen dit op so 'n manier, dat hy nie eens weer is Judas nie. Hulle nog uit iets gaan koop vir die armes. Hy het hom tot die einde toe nie blootgestel nie. Maar weet jy wat, Jesus vertel 'n ander gelykenis, hy sê, die onkruid kom tussen die koring, hy sê, trek het uit, en sê Jesus, nee, jy gaan 'n jong plantjie uittrek. Weet jy wat, is almal stukkies van Judas in ons hart. As mense my net uitgetrek het en gesê, kom ek stel jou bloot. So ek lank al met die Here gedien het, die gemeente van die Here dien mekaar in liefde. Maar weet, Judas gaan daar wees, en as jy voel, iemand het jou seer gemaak, moenie gaan na 'n ander gemeente toe nie. Moenie. Werk dit deur. Sê, hierdie verhouding gaan ons deurwerk. Hoekom? Want Jesus is hier. En ek wil net gou, ek is in die versoeking, ek gaan nie nou baie daaroor praat, in die laaste maaltyd, dan sê Jesus, die een wat saam met my, die hand in die bak druk. Wat is daai bak? Is dit pickled fish? Ek hoor die mense eet pickled fish. Pickled fish, Vrydag. Ek het nou gehoor, pickled fish word geëet op Vrydag, goeie Vrydag. Dis is dit werk. Nee, dit was nie pickled fish nie, al kan nie maar pickled fish eet, hoor. Ek is nou die eerste keer geleer. Nee, hulle het bitterkruie gehad, die maaltyd. En voordat hulle die brood sou breek en eet die ongesuurde brood, dan sal die bitterkrui in die bitterkruie druk. En dis 'n getuienis van die bitterpad wat hulle uit Egipte land uitgestap het. En wanneer jy die ongesuurde brood in die bitterkruie gedoop het, dan sê jy, die ongesuurde brood wat gaan kom, sal in bitterkruie van lyding gedoop word. En Jesus sê, kan jy gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? En wanneer Judas sy hand in daai bitterkruie sit en sê, kom doop het saam, dan sê Judas, gaan nou uit, want ek moet gedoop word in hierdie lyding. En jy's die een wat my moet gaan verkoop om gedoop te word in die lyding. En Jesus is die enigste ongesuurde brood wat daar is. En die een wat gedoop gaan word in die lyding. En Judas is die ou wat dit moet doen. Wat 'n beginsel is dit? Is dikwels gebruik die Here die Judas in die gemeente om iets in jou lewe uit te werk. Ons moet op Jesus bly fokus. Die gemeente gaan oor hom. Ek is in die versoeking, ek is nou weg van my notas af, jammer. En dan die laaste punt. Gemeente van die Here word altyd deur buitestanders dopgehou. En hulle soek fout, maar het 'n verlang om in te wees, want hulle weet nie, dit wat hier gebeur, weet hulle nie wat dit is nie. Weet jy, as ons maar net weet, iemand het gesê, the most powerful evangel is a worshiping community. Want mense het gekyk na Lazarus en besef hy het lewend geword. Weet jy wat? Hanover Park en 'n groter deel van Kaapstad kyk na EMC. Hulle kyk na buitentoe. Hulle kyk met verlange, want hulle sien iets, hier's 'n lewe wat hulle nie het nie. En die een of ander tyd dan waag hulle om nader te kom. En dan kom hy lewe oorgespoel. Dis die 7 punte van die ware kerk. Kom ons sê weer, dit gaan oor Jesus. 2, dis mense wat lewend gemaak is. 3, dis mense wat bedien uit dankbaarheid. 4, dis mense met 'n getuienis van liefde onder mekaar. 5, dis waar ek my uitstort, né? Dis waar ek my geur kan bring, die geur van Christus. 6, Judas gaan altyd daar wees. En mense gaan altyd van buite af kyk. Dis die ware kerk. Maar ons kom vanaand, en as ons klaar maak, kom ons by Betania. Hierdie was nou nie die inleiding. As ou eers sê, dit was nie die inleiding, dan dink jy maar, die ou is dan nou al so lank aan die gang, man. Het jy al daai gevoel gekry? Jy kry so benoude gevoel.
Sê jy nou sê die inleiding is klaar. Nee broer, dit is al nou, ons is nou al 2/3 deur man. Okay, maar kom ons sê, die inleiding was redelik lank. Ons gaan kyk na Betanië. Wat gebeur in Betanië? Gebeur in Betanië. 'n dag na die maaltyd wat hier plaasgevind het. 'n dag na hierdie maaltyd kom Jesus en hy vat, want Betanië is in die bopunt van die Olyfberg, en dan vat hy 'n donkie en dan ry hy af in Jerusalem, net na hierdie maaltyd. Dan gaan hy af in Jerusalem, want die paaslam wat moet inkom, moet 4 dae voor hy geslag word in die huis gebring word, sodat daar fout gesoek kan word, en hulle seker kan maak dat hierdie lam is vlekkeloos. So daarom gaan Jesus 4 dae voor die kruis, gaan hy in Jerusalem, en hy is gekruisig op die donderdagmiddag, gaan hy nie nou daarin ingaan, nie op vrydagoggend nie, hy is op donderdagmiddag gekruisig, en hy gaan 4 dae voor die tyd in. Maar dan verwag hulle, hy gaan ingaan, en hulle skree, Hosanna, Hosanna, liberate us now, liberate us now, en dan draai hy nie, soos wat hy inkom, draai nie regs na die Fortress Antonio toe, en gooi die Romeine om nie, hy draai links, en hy gaan in die tempel, en hy reinig die tempel. En op daai stadium te besef hulle, hier moet ons van hierdie man ontslae raak. Hy gaan nie dit vir ons doen nie. Wat 'n verlosser is hy. En dan sê die Bybel vir ons, hy stap verby 'n vyeboom. Dawie. En dan soek hy vye. En dan sê die Bybel, dit is die vye tyd nie man. So hoe kan jy vye soek op 'n vyeboom wat die vye tyd is nie man? Dit voel so al regverdig. Is hy grumpy net. Ons weet hy is nie net grumpy nie. En dan vervloek hy vyeboom en sê uit jou wortel uit. Of jy sal nooit in der ewigheid weer vrug dra nie, en dan verdroog die vyeboom waar? Tot by die wortel toe. Onthou jy? En dan gaan hy van daar af, sê die Bybel, dan gaan rus hy in Betanië. Nou kom ons verduidelik gou dit vir 'n oomblik, want jy moet dit verstaan. Die vyeboom was deur die Ou Testament die beeld van Israel en die godsdienstsisteem van Israel. En in 'n sin sê Jesus daarso, die tempel het so verword en hy kom as die ware paaslam, en nooit weer gaan daar 'n paaslammetjie geslag word wat se bloed versoening kan doen nie, want die ware paaslam gaan geslag word. Nee, en in 'n sin sê Jesus, jy gaan nie meer uit hierdie vyeboom, sal daar nie meer vrug kom nie. Nie uit sy wortel uit nie, nie om te gaan krap nie, jy hoef nie die Joodse feeste te gaan vier, of meer Joods te word, of Pesach te noem, of Sabbat te hou nie, want hy gaan nooit weer vrug doen nie, hy gaan na Betanië toe, want hy sê voortaan, gaan Betanië die plek wees van waaraf ek vrug dra, dis die gemeente van die Here. Want ek gaan 'n offer bring, wat los van hierdie stelsel gaan werk, en dis wat hy doen. En Betanië beteken, huis van vye, Bet beteken huis, Betanië beteken huis van vye, maar hy word genoem ook Betfage, 2 keer. En Betfage is wat? Huis van vye. So wat hy sê is, voortaan sal die vrug wat ek soek gedra word deur die gemeente van die Here en nie meer deur hierdie godsdienstsisteem nie. Dis ek my vyeboom vervloek. En dis hoekom hy gaan rus in Betanië. Want die vrug van die Here word gedra vanuit rus, want jy hoef nie werke te doen om jou redding te verdien nie. Jy rus. Jy's in die rus van Christus, en in die rus van Christus dra die gemeente van die Here die vrug. Die Olyfberg is die plek van vye, die plek van dis die plek dadels, die huis van dadels beteken dit. Huis van dadels, huis van vye en olyfbome. Is die beeld van oorvloed. Die gemeente van die Here is die plek van oorvloed. Die plek van oorvloed. Waar moet die wêreld kom? As hy moet verstaan wat Jesus sê, die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes, maar ek het gekom sodat julle lewe in oorvloed kan hê. Hy moet kom na die gemeente van die Here toe, sodat die oorvloed van Christus bedien kan word. Jesus gaan en hy sê nie weer uit hierdie ou vyeboom uit nie, hy sal verdroog tot by sy wortel. Jesus sê die volgende: uit die gemeente sal die vrug voortaan gedra word. Ek en u is deel van die lewende gemeente wat vrug dra vir Jesus in hierdie wêreld. Dis wat hy doen. En hy gaan Betanië toe en hy wil rus.
En nou sluit ons af met 4 dinge wat gebeur in Betanië. Vir ons om dit te verstaan. Presies 49 dae, met ander woorde 7 maal 7 dae na hierdie maaltyd, 6 dae voor die kruis. Gewerk het uit. Presies 49 dae, 7 maal 7 later, dan lei Jesus, sê Lukas, hulle weer uit na Betanië. Maar dan is dit by sy hemelvaart. Dan sê Lukas 24, hy het hulle gelei tot by Betanië.